is ons baie dankbaar ook dat jy met ons is en dat jy iets meer vir ons wil vertel oor hoe 'n mens ook gelukkig kan wees. En jy wat gelukkig herleef het, né? Jy kan vertel van herrysenis uit die dood. Ja. Goed, Dankie Sakkie. Goeiemôre julle. Ek was met my Engelse juffrou op skool wat my beste vak op skool was, het altyd gesê my beste punte is altyd vir unprepared speech. So dalk moet ek die unprepared ene vat in plaas van die prepared ene. Maar dat kom ek huldig sommer dalk vir Abel nou terwyl jy vir Abel ek wil nie sê opgebring het nie, maar dat jy sy naam genoem het. Ek en Abel het baie intieme pad saamgestap en alles en nogal ons op dieselfde tyd COVID gekry en ons het mekaar, ons laaste kuier saam met mekaar was, ons albei het COVID gehad sonder dat ons daarvan bewus was. Ons die Dinsdag het ons gekuier, die Donderdag toe bel hy my die oggend en hy vra van hoorie man, hoe lyk my dagboek en grappenderwys omdat hy maar leeg was, het ek gesê nee, ek kan vir my tydjie maak en hy toe nou die dag van wakker word, het toe nou net Naledi het vir hom die boekie gegee om te kyk of hy tevrede is. En hy wil toe my opinie hê, om net te hoor, wat dink ek, want hulle het sy foto voorop gesit, sy gesigfoto, ek weet nie of wie van julle die boekie het nie. En ek sê toe vir Abel, hierdie lyk soos 'n begrafnisbrief. So as dit jou laaste boek was, ja, maar dis nie jou laaste boek nie, ek stem saam met jou, swart voorblad net met die teks en die fotootjies agterop. Min wetende, dat ons albei die Sondag sou hoor, ons het COVID. En, maar Abel en Piet het op dieselfde plek, Piet Miller het op dieselfde plek siek geword, ek het op 'n ander plek siek geword. En ek het altyd gedink, as ek gaan COVID kry, gaan ek dit nie maak nie, omdat ek hoë bloeddruk het, amper sê ek hoë bloeddruk, my cholesterol is te hoog, ek is 'n asma leier en ek is so, ek dink is Andreus, jy kan my dalk help, jy is 'n dokter, so 52 duim onder my lengte. Toe ek gedink, ek gaan dit nie maak nie, en dit is eerlikwaar, en ek moes eintlik dood gewees het, want 2 weke voor het ek koud gekry het ek weer 'n keer ernstig selfdood oorweeg, van wie omstandighede, en ek kan al daaroor praat, ek kon nie destyds nie, maar ek het van die omstandighede was van so aard, ek het nie werk gehad nie, ek het nie geld gehad nie, ek het meer gevoel ek is 'n las, as enigiets anders en ek het gevoel maak einde aan alles, dan is almal beter af as dit, en ek kry dit nie eens flip en reg om dood te gaan aan COVID nie. Nee, dis maar 'n grapjie wat ek met Fanny gemaak het. Nee, so dit was my baie tragies, baie interessante belewenis in my hallusinasies, en dis wat ek gehad het, is, voordat ek nou beter geweet het hoe die brein werk, hulle het my hier goed vertel na die tyd, ek het dit nie geweet nie, maar ek het daar in die hospitaalbed gelê, en ek het vir hulle gesluit my voete oop hou, want my katte slaap in die aand op my voete. En een van die katte is reeds dood gewees, maar die vlekkie, en die ander 2, Chiki en Lily, het elke aand op my voete kom lê. Ek het hulle gesien, ek het hulle gespeel, en Abel kom teenoggend net vinnig en hy sê vir ek het net gou kom groet, alles is okay, en hy's weg. En later toe hoor ek hy is oorlede. Maar nou weet ek, omdat die brein nie 'n tydsbegrip het nie. Kyk, ons leef net nie nou, hierdie oomblik. Jy het herinneringe en jy het imagine, verbeelding. Ek soek nog 'n mooier woord as imaginering. So met sy brein weet nooit wanneer was dit gewees. Dis soos ook baie keer 'n duise ervaring of iets het, dat ons dink ons het al iets beleef, maar dit is nie werklik so nie. So ek kon nie uitwerk vanweë die hallusinasies en nou is jy wakker, nou droom en nou hallusineer jy daar in die intensiewe sorgeenheid. Op watter tydstip het was dat ek die ervaring gehad het nie, maar dit is interessant, wat ek ook met my latere navorsing ontdek het, is dat vir jou brein is jou ervaring werklikheid, of dit nou waar was, of dit nou nie waar was, so jy moet dit verskoon, ek gaan so van tyd tot tyd net vinnig sit, dan gaan ek weer opstaan. Ek het, deel van die COVID ervaring was dat ek was in 'n medies geïnduseerde koma gewees, en ek het, my linkerkant was heeltemal verlam, so ek moes nadat ek bygebring is weer leer opdruk met my arms, opstaan en goed, en my spiere en my
watermelon en alles, ag, dit werk nie heeltemal lekker saam nie, maar ek gaan aan. En dis hoekom ek juist kan praat oor, ja, jy kan gelukkiger wees, want as jy na my kyk, en jy ken my storie en my geskiedenis en so meer, en jy weet hoe ek dit hervertel in my eie siege, dan kom ons dink maar, hoe kan jy kom praat oor, ja, jy kan gelukkiger wees? Maar dit is eintlik 'n baie swak titel vir 'n boek ook, want ek kom agter, ek het baie kommentaar gekry van mense wat sê, maar ek glo nie regtig in hierdie gelukkig wees storie en daai tipe goed, of dat mense gelukkiger kan wees, of dat jy iets kan doen om gelukkig te wees nie. Maar ek het 'n verrassing vir julle. Jy kan. Ja, ook jy kan gelukkiger wees. Ja, ek wag, so gee daar nie. Ons is op pad. En dis wil nie geklingel hoor nie. Die Here hou nie van 'n geblikte klank nie. Sagte note. So kom ons begin daar. Mag julle gelukkig wees. Goed. Ek kan net kyk of ek nou my pyltjies reg kry. John Lennon, ons almal se gunsteling sanger, toe ons onwettig na sy musiek geluister op skool. Toe hy klein was, het sy ma vir hom gesê dat geluk is die sleutel vir die lewe. En toe hy so 5 jaar oud was en skool toe gegaan het die juffrou van hulle die opdrag gegee, wat wil jy wees wanneer jy groot is? En John Lennon het gesê, I want to be happy. Ek wil gelukkig wees. En toe sê hulle vir hom, jy het nie die opdrag verstaan nie. En toe hy later sê, nee, julle verstaan nie die lewe nie. So ek wil graag by oom Johannes Sierman begin. Van julle ken die lieflike Droopy Dog, en een van sy bekende uitdrukkings is, I'm so happy. En ek het hierdie prentjie, hy is ook voor in die boek, spreek dit vir my aan. Mense wil graag gelukkig wees, maar wat is dit om gelukkig te wees? Hoe is jy gelukkig? Wat doen jy om gelukkig te wees? Wanneer is jy gelukkig? Dus jy kan kyk na jou 2-jarige self, jou 4-jarige self, jou 20-jarige self, jou 30-jarige self, en jou 103-jarige self, gaan jy elke keer die geluk, of om gelukkig te wees, op 'n ander manier verwoord daartoe bring. Want ons het in die eerste plek, ek weet nie of jy bewus, maar jy droom nie regtig in Afrikaans nie. Jy droom nie in 'n taal nie. Want taal is iets wat bygekom het, diktio, wat later bykom by jou belewing van emosies. En dis hoekom sielkundiges en goeie terapeute, jy sal terugvat na jou emosie toe, om te kyk of jy 'n nuwe taalregister kan ontwikkel, om te praat oor jou ervarings en jou gedagtes en so meer. Want ons praat onsself baie maklik in 'n staat van ongelukkigheid in. En deur 'n ander taal te leer praat, kan ons ook dan vir onsself, as dit ware, gelukkiger laat word ook. Nou ek het net so ietsie oor my storie net vertel, daar in die middelboos, ek het nie geweet ek het hierdie selfie geneem nie. En dan later die gelukkige prentjie waar ek die dag uit die Aansterk sentrum uitgestoot is met 'n glimlag gebaard en 'n trui wat ek nie moes aantrek op daardie dag, en ek nou gesnoep verslons sy gelyk het toe ek die foto gekies het. Maar daar's wat my gelukkig maak, van linksbo af my familie, en daar het 'n klein dogtertjie bygekom, wat nou begin September is sy 2 jaar oud, en dan ek was baie gelukkig in my tyd as predikant, ek dink ek was 'n goeie predikant geweest, die mense wat by die gemeenteheid weggewerk het nie so gedink nie, maar ek het dit geniet, ek was gelukkig, ek het meer geluk beleef daar, as wat ek ongeluk beleef het en so, maar vandag is ek baie dankbaar vir die roete wat my lewe geneem het, die laaste 12 jaar, want jy vra en jy dink aan bepaalde omstandighede in jou omstandighede. So jy gaan in die plek waar jy is, bepaal waarin dink ek, wat beleef ek, hoe projekteer ek my toekoms en so meer. En Einstein het gesê, jy kan nie probleme oplos met dieselfde mindset wat dit veroorsaak het nie. So ek moes leer om 'n ander, jy kan 'n mental mind map, jy kan dit 'n klomp dinge noem, 'n nuwe paradigma ontwikkeling so meer, maar dit kon ek doen. En dit het alles daartoe gelei, dat ek uiteindelik hierdie boekie geskryf het,
Ja, jy kan gelukkiger wees en jy gaan baie gelukkiger wees as jy hom vandag aankoop by my. Nee, ek kry dit al amper reg. Ek probeer hierdie ouens namaak van tyd tot tyd, maar dis so teen my grein in, want ek hou nie van selfhelp nie. Maar nee, dit het toe daartoe ander het ek die boekie geskryf vir toe om voller en ligter te lewe. En intussen is ek so dankbaar dat die navorsing wat ek daarmee begin het, maar 'n totale nuwe traject ingesit het. Want na COVID nog 'n belewenis wat ek in die hospitaal gehad het, is eintlik dat wat ek voorheen beleef het as die teenwoordigheid van God was weg. Was net weg. En ek het toe ek nou uit die hospitaal uitkom en begin lees en begin dink, wat gaan dan, toe besef ek dat daai liedjie wat hulle vir Rassie begin sing het, wat it's in your head, om te kon besef dat alle gesprek is in my kop. Sambia, alle gesprek is in my kop. Dis 'n selfgesprek. Die ons kan help om te kyk hoeveel karakters daar uiteindelik is wat ons miskien in ons selfgesprek beleef. Daar is ook wel navorsing dat daar is wel individue wat nie daardie selfgesprek beleef nie. En 'n gelowige mens, iemand wat in 'n God glo, van gode en godinne glo dat dit God is wat met my praat. En ek weet nie of sulke mense dit ervaar dat hy 'n ander stem praat as die ander interne stemme nie. Ek weet nie, daardie kennis het ek nog nie. Maar ek weet net dat ek het dit behoorlik nagevors, met myself getoets alles ook. En dit was veral in gebed wat ek besef het. Ek het gaan kyk waaroor bid ek, watter woorde gebruik ek, wanneer bid ek. En dit begin analiseer en begin agterkom, soos Ben de Tooy later in sy boek ook geskryf het, alles in die hemel en op die aarde is eers op die aarde gemaak. En dat ons skep vir onsself die gode waarin ons glo. En dat jy, en toe ek die boek daar geskryf, God, gode en godinne, wat beskikbaar is besig met die opvolgboek, dat nou net pertinent gaan oor die God van die Bybel, die God van die Christendom en die gode van vandag. Maar dis nie die tema nie, dat ek hierdie navorsing ook kon begin doen het en op hierdie traject begin in beweeg het. En dan natuurlijk daar in die middel is die AI prentjie wat gemaak is, Cape Town Odef. Ons is op pad Kaapstad toe, ons verhuis volgende week Kaapstad toe, en ek sien geweldig baie dan uit om nader my kinders te kan wees, my kleinkind ook omtrent elke dag te kan sien, so dit maak my gelukkig, dis die omstandighede waar binne ek kan sê, ek is werklik gelukkig. En dan die vraag, wanneer is jy gelukkig? Nou, as ons kyk na jy sal in my boekie ook sien, of in enige ander goeie publikasie, dat daar is bepaalde woorde wat gekoppel is aan wat is hierdie belewing, hierdie ervaring wat ek ervaar, om te kan sê, ek dink die eerste mense wat die belewenis ervaar het, en dat iemand wat deel is, maar verduidelik nou van jou proostuik. Biefstuk, ekskuus tog, ek is op internet. Hoe proe 'n biefstuk? Kan iemand my verduidelik 'n proe biefstuk? Of hoe ruik 'n roos? Of hoe soen jou vrou? Of jou man, of iemand anderste? Jy beleef dit, jy ervaar dit in detail, dit bring jou in beweging, ekstase. Miskien word gelukkiger wees word meer gekoppel aan ekstase as in prestasie en so. Maar dat jy daai belewenis het, maar hoe kommunikeer jy dit aan iemand anderste? Watter woorde gebruik jy? En dit veral uit jou vroeë Grieke die woord eudaimonia gebruik, om te praat van die goeie lewe en van menslike florering. Nou, ek gaan na die tyd, julle sal hierdie aanbieding kan kry, so jy kan deur alles gaan lees. Ek gaan nie deur alles gaan nie, maar dit was die een punt, en dan die ander woord, wat sterk gebruik is arete, wat gaan oor deeg, uitnemendheid en om jou vermoëns goed te ontwikkel. Met ander woorde, jou lewe, en dan wat kan ek doen, my menslike prestasie, wat ek kan insit.
En dan vorder dit, die stoïsyne het uiteindelik dit bymekaar gebring om goed te leef deur wysheid, deug en goeie keuses en so aan. En dan natuurlik het die gelowige mense, die Christelike Kerk het geneem en van beatitudo gepraat, om te praat van die deugde, om 'n deugdelike lewe te lei, om 'n geseënde en 'n volmaakte, gelukkige lewe te kan hê. En dan het dit natuurlik bygekom dat dit is 'n geskenk aan jou, dat as jy bepaalde dinge doen, dan skenk God vir jou die geluk en wat daarmee saamgaan ook. En so 'n klompie woorde wat jy vinnig deur kan kyk, wat oor die jare in die semantiese domein van om gelukkig te wees, val, plesier, hedoniese welwees of welstand. Baie mense gebruik die woord welstand, ek gaan nie daar praat waarom ek welwees verkies nie. En dan florering sal jy baie van julle ken, flourishing. Dit het veral na vore gekom in die navorsing wat uiteindelik uitdrukking gevind het in die positiewe sielkunde en die prestasiepsigiatrie. En dan al hoe meer vandag, en dis die skool waarin ek myself al hoe meer tuis vind, is in die skool om te praat, wat praat van betekenis. Ek weet baie mense hou nie van die naam Jordan Peterson nie, maar Jordan Peterson het gesê, moenie probeer om gelukkig te wees nie, probeer om 'n impak te maak, probeer om 'n bydrae te lewer, probeer om 'n verskil te maak. En in my navorsing het ek ook, lyk dit vir my al meer dat, wanneer iemand beleef dat ek betekenis het, of dat daar betekenis is, dan is ek gelukkig. En baie mense praat oor dat jy 'n doel het. Nou, ek sal nou, kom ek sê dit sommer nou, in my denke, in my verwerking van literatuur en belewenis en so meer, het by die punt uitgekom dat ons vorm betekenis, ons skep betekenis, ons gee betekenis. Met ander woorde, daar is nie 'n vaste betekenis iewers nie, of God het gesê, dit is betekenisvol, of die Bybel sê, die skrifte kom sê dan, dit is betekenisvol nie, maar dat ons in ons kultuur en ons omgang met die hede, dat ons daarin self, elkeen kom betekenis vorm, en dat in hierdie betekenisvorming, dat daar die belewing van ek is gelukkig na vore kom. En dis waarom so baie mense ongelukkig is daar's vir hulle gesê, hou by die gebooie, of wees 'n goeie botma, wees lojaal, doen dit, groet, jy sit niemand as jy groet nie, jy sê nie oom en tannie nie, jy sê meneer en mevrou, dokter, professor en die ander titels, en so meer, en jy sal gelukkig wees. En dan is daar die gelukkig wees dat jy, got a feeling, en dan ook dat dit met jou welvarend sal gaan, in terme van jou voorspoed en so meer. En ons almal weet dit, dat selfs die rykste van alle mense sterf partykeer in 'n totale eensaamheid, in 'n totale staat van ongelukkigheid. Amper tyd vir die opneem van die dankoffers. Nee. En dan het hulle gesê, jy is geskep met 'n bepaalde doel. Hier's bepaalde probleme in die wêreld. Weet jy waarom is jy gebore? Hoeveel keer het julle dit al gehoor by praatjies? Weet jy waarom is jy gebore? Want God het jou geskep. Daar is bepaalde probleme in hierdie wêreld. En hy het jou geskep om daardie probleem te gaan oplos. En net jy kan dit doen. So as jy jou doel mis, gaan daardie probleem nie opgelos word nie. So vind jou doel, kom woon my seminare by, koop my boeke, laat ek jou coach, laat ek jou kan help om jou doel te kry. Ek het later besef dat, jy kan ook sê, jy kry 'n pakdonkie, 'n reisiesperd, en sulke langafstande perde en al tipe goed. Maar die mens is anders, jy het nie net een nis nie. Nee. Jy het nie net een nis nie. Jy kan aanpas omstandighede en jouself vernuwe en 'n nuwe nis vir jouself ontwikkel. Met ander woorde, jy gee self betekenis, jou brein is betekenisvormend en jy skep vir jou doel. So ek toe ou vir vrou weet hoe kom sy geboorte, sê ek ja, wat my pa en my ma het hulle wou graag 'n baba hê, hulle het geslagsgemeenskap gehad en daar het bevrugting plaasgevind en al die verdere prosesse het goed afloop en ek is gebore. Okay, dit was nie die antwoord wat ek wou gehad het nie. Maar dis hoekom ek hier is. Vandag is hier 3 terme wat meerendeels gebruik word in die literatuur en in die omgang, is welwees, of dan soos wat die Engelse praat van well-being.
En dit gaan oor 'n breë toestand van 'n goed funksioneer en voel en om verbind te wees en te floreer. Gelukkig wees is dan 'n kombinasie van positiewe ervaring en die beoordeling dat jy ervaar life is good, lewe is goed. Maar in die breinnavorsing, kognitiewe wetenskap en so meer ook, evolusionêre sielkunde en so meer, kom die punt al meer om te sê dat dit gaan nie oor ek is gelukkig nie, maar dit gaan daaroor dat jy gelukkiger word. Want die navorsing wys dat jy kan nie sê ek gaan bepaalde dinge doen, dan gaan ek gelukkiger wees nie. Want deel van die studies wat baie mense verrig het, en hier's 'n klompie navorsers wat hulle kan kyk, ek gaan nie op alles gaan nie, is die normale tendens om te sê, kom ons kyk na 100 mense wat regtig gelukkig is. Dan gaan kyk ons wat het hulle gedoen. Want mense beleef, nadat ek bepaalde aktiwiteite verrig het, beleef ek plotseling, of dalk 'n bietjie langer, ek is gelukkig. So as ons gaan doen wat 1000 ander mense doen, dan gaan ek ook gelukkig wees. En dan, so dit is hier's die pioniersbasis in geluk navorsing, en dat jy dan daardie mense kan nadoen, maar dit verreken nie die punt, dat elke mens 'n totaal en al unieke individu is nie. En alle omstandighede is uniek. So jy kan nie 'n ander mens naboots, en dan dink dat jy gaan gelukkig wees nie. Twee van die ouens wat baie skryf oor geluk en so meer, is Tal Ben-Shahar, hy werk baie sterk met die World Happiness Report en so meer, en hy werk veral vanuit die positiewe psigologie, en ook dan die betekenisvolle lewe. Ek het Brené Brown hier ingesit, sy praat nie net oor gelukkig wees nie, maar oor hoe kan 'n brose mens jouself navigeer in 'n harde wêreld, en dan kom sy uit by kwesbaarheid en verwondheid, die broosheid en so meer. Arthur Brooks sal julle baie keer raak, so ek is nie 'n groot Arthur Brooks waaier nie, alhoewel ek dink daar's baie van sy navorsing so meer wat tog baie goed is, en daar kan julle kyk, ek het hom vir Mark Manson ingebring, want een van die eerste boeke wat ek gelees het oor gelukkiger wees, is Mark Manson se boek Everything is, daai F-woord, wat dan gaan oor hoe skep jy nou 'n lewe van gelukkiger wees, en ek hou nogal van die manier waarop hy navorsing doen, en dan hier's nog 'n aantal mense. Ek vind myself baie sterk in die veld van die neurowetenskaplikes, Antonio Damasio, Anil Seth, Felice Feltenberg, en dan David Eagleman, Steven Pinker praat ook baie daai taal, en ons kan nie die pionier Viktor Frankl uitlaat nie, en dan hier ter plaatse, goeie Afrikaans net sakkie, ek hou nogal baie van Johannes de Villiers se navorsing, en alhoewel hy meer oor blydskap skryf en so meer, en Johannes het nou die dag hier gepraat, besef ek, nou, Johannes is 'n wyse man, en mens kan gerus na hom luister en ook sy boeke lees. Nou goed, iemand wie se werk my toe baie beïndruk het, en wat ek meen die moeite werd is om na te volg en op in te gaan, jy kan ook beluister op podcasts, hy het 'n program Lectern, op preekstoel wat hy van praat, en John se navorsing daar gegaan, hy het 'n boek geskryf daaroor Zombies of the 21st Century, om te sê dat die manier waarop die wêreld vandag funksioneer, en die manier waarop ons breine ontwikkel het, as deel van die evolusionêre proses, is ons brein eintlik nie gebou, aanhalingstekens, om nou te leef nie. Ons is totaal en al oorweldig. En op soek na die regte antwoord, op soek na sin, op soek na alles, ons kry dit nie daar nie. En dan hy nou, ek dink die boek is dalk nog gepubliseer, so 50 lesings wat hy gelewer het, Awakening from the Meaning Crisis. Om te sê, hoe word jy wakker uit hierdie krisis van betekenis, want mense soek betekenis. Ek het betekenis nodig om te kan funksioneer, en dat hy dan op daardie, hy sê, betekenis is nie iets wat ons vind nie, dit is iets wat ons skep, deur relevantie te realiseer. Relevance realization, en dan ontwikkel hy ook 'n aantal wat hy noem, ecology of practices, ekologie van praktyke, wat hy kom sê, ek ervaar dit,
wanneer ek groter as agentskap ervaar, wanneer ek doel en rigting ervaar, wanneer ek verbinding ervaar, wanneer ek welwees ervaar, en wanneer ek 'n betekenisvolle lewe ervaar. Ek skryf heel wat hieroor, so julle kan my leeswerk nog gaan. En dan natuurlik die 'n baie belangrike navorser op die terrein is Dr. Gerrit Botma. Hy doen baie moeite daarmee om in Afrikaans navorsing te doen oor gelukkiger wees. En hy sien die geluk, hy verstaan dit as 'n ontluikende, emergente eienskap van betekenisvolle menslike funksionering binne 'n lewende ekologie van die self, ander, natuur en die toekoms. En om gelukkig te wees ontstaan met ander woorde, dis nie iets nie, dis nie 'n ding nie, wanneer 'n lewende brein-liggaamstelsel sy interne en eksterne wêreld as voldoende veilig, betekenisvol, waardevol of dan belonend verwerk. En die neurale netwerke, jou liggaamlike syne en jou chemiese stelsels dra tot die ervaring by, waar die ervaring self ontstaan uit hulle voortdurende interaksie met ons aandag, met ons verwagtings, ons verhoudings, ons gedrag, ons betekenis en ons omgewing. Nou daar so 'n prentjie wat ek daarvoor gemaak het net, om dit self vir jou visueel voor te stel, so jy kan maar bietjie net vinnig daardeur kyk en dan gaan ek verder. Ekskuus, ek moet elke keer net nou 'n bietjie gaan reset, net om my liggaam net te reset. Ek en COVID is nog elke dag in gesprek met mekaar. Hier het ek filosoof en half net uitgebeeld wat van die kern hier van alles is. Dit begin nie by ons brein nie, maar ek begin by my brein, daar waar my brein syne optel. En iets gebeur, daar's 'n ritseling in die gras, daar's 'n piep 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 van 'n wekker, daar's 'n toet van 'n taxi, daar's goeiemôre my bokkie, is vir jou koffie van jou lewensmaat af. En smeer so jy tel 'n sein op, deur wat jy sien, hoor, ruik, proe, voel. Hoeveel sintuie het 'n mens? Andreas, jy mag nie sê nie. Amptelik. Tussen 21 en 25. Ons is baie bewus van 5 daarvan, of van 'n vrou sal sê 6 sintuig. Maar neurowetenskaplik het jou brein beskik daaroor om tussen 21 en 25 aanwysbare sintuiglike waarnemings, die vel en so meer ook, op te tel, en in die brein is daar reeds 254 punte wat gemap kan word wanneer daar bepaalde sein in jou liggaam inkom. Dis ongelooflik interessant hierdie. Ek gaan dit vinnig gee. So daar kom 'n sein in. Die sein word oorgedra van jy druk jou vinger op 'n klavier se noot. Jy sien jy druk hom, jy hoor die noot. Maar die sein van jou vingerpunt af, deur jou vinger, jou arm, jou skouer tot jou brein toe, jou visuele sien daarvan en jy hoor, is al 3 roetes. Waarom registreer jy dit gelyktydig? Dankie brein. So dit is waar die verwerking dan inkom, en onmiddellik by daardie verwerking wat plaasvind, evalueer ons daardie insident. Evalueer ek, is dit goed, is dit sleg? Is dit, en nou kom my hele verlede in spel. Verstaan julle waarom 'n radikale breuk met die verlede so geweldig nodig is? Om vanuit 'n dualistiese wêreld van bo en onder, van reg verkeerd, van goed sleg alles, wat ons totale belewenis van alles, ons taal, ons inkleding en dan daarna ook ons liggaamlike respons, ons ervaring en ons optrede gaan beïnvloed, om 'n nuwe taal te ontwikkel, om andersins te begin dink, om te weet dat hierdie wat ek nou ervaar is 'n emosie. Hy gaan op die langste 90 sekondes duur. Daarna is dit evaluasie. Dan is dit 'n kies ek. Blyk in my pyn, onthou ek daardie ding, waarop gaan ek fokus? En dan om te draai na 'n punt om gelukkig wees te kan ervaar, om ook te help dat ander mense meer en meer ook kan geluk ervaar. Nou kom ek praat net vinnig oor die terugvoeringssiklus.
elke ervaring word gestoor. En dit beïnvloed hoe die brein dan elke keer die syne verwerk. So wat moet ek doen? Herbereken, ek moet rewrite. So ek moet byvoorbeeld deur, party mense sê 21 keer, ander mense sê 39 keer. Daar's verskillende dinge. As jy nou jou arms net gaan vat, ek sê vir jou kruis gou jou arms. Ok, kyk nou is jy linkerhand bo of is jy regterhand bo? Goed, sit jy hande langs jou sy. Doen dit nou anders. Ok, as jy dit 27 keer of 39 keer doen, dan kan ek vir sê, regsbo, dan sal jy dit kan doen en so. Hoekom? Want jy oefen in. Jy leer 'n nuwe neuronpatroon aan. En Christopher Tor skryf dit baie mooi en Lyrika Raag sing dit baie mooi in haar liedjie. Should we, oud man, vertel my nie, should we walk in others' boots, or should we travel unknown routes? As jy die heeltyd in die ou spore gaan stap, gaan jy uitkom by Koenie de Villiers se belewenis in die liedjie Die Jagter, wanneer sy pa verdwaal. My pa was 'n jagter, hy was 'n man van staal. Hy kom in die rigting van 'n dier soos 'n Nimrod op die wind bepaal. En hierdie kind het sy pa net absoluut aanbid. Ek is so dankbaar dat my kinders my nie aanbid het nie. En dat die kind het dan gebeur daar iets en skielik dan gaan dit pad, ons het 'n blesbok gekwes en, maar dan verdwaal ons. En kom die kind by die punt te sê, moenie vrees nie my kind, jy kom jou veld te na. Moenie vrees my kind, en so aan. Maar dan sê hy dat dit tot die besef kom, wat dit gebeur, dat my pa ook verdwaal, dat my pa ook kan val. En om dan uit hierdie refrein uit te kan breek, om te sê, maar ek leef my lewe, en dis ek my lewe wil lees vorentoe, om dan uit te kom, om te kan sê, my brein skep my ervaring, en dieselfde sein kan verskillend geïnterpreteer word. Jy hoef nie die sein te interpreteer, soos wat ander mense vir jou sê, die sein geïnterpreteer moet word nie. Jou ervaring, jou gedagtes en jou perspektief beïnvloed nie net geluk nie, maar alles. En jy kan jou brein en gewoontes leer om meer geluk te ervaar of meer. En dis waar ek al laaste punt bygebring het, om te kan sê, nie gelukkig wees nie, maar gelukkiger word. So jy kan kom sê, ek wil baie graag gelukkiger wees. Wat gaan aan in my binneste? En dan nie deur te kom sê, maar reg, waar het ek verdwaal? Dis goed om 'n teorie te hê, ek kan weet waar jy foute maak, maar om nou te kom keer, Suid-Afrika keer terug na God, dit gaan nie werk nie. Ons kan nie 150 jaar terug in die verlede ingaan nie. En toe was in elk geval nie daar gewees nie. Verstaan, maar jy kan nie 'n tydperk in die verlede kom romantiseer en kom sê, gaan terug daarheen nie. Nou, dit is 'n ander dag se praatjie, maar ek glo dat ons deur al meer met samewerking, saam dink en saam droom, 'n baie gelukkiger en 'n baie beter toekoms geskep kan kry. Dit staan nie in hierdie teks nie, maar Melanie Challenger is 'n dame wat baie goeie boekie geskryf het, How to be Animal. En in die boekie skryf sy op 'n stadium, the world is now dominated by an animal that does not acknowledge that it is an animal. The future is now imagined by an animal that does not want to be an animal. En ons een groot probleem in die lewe is dat ons wil meer wees as medemens. Ek wil my individualiteit, my uniekheid wil ek kom stel bo ander, om 'n verhewe mens te wees. Om verhewe te wees bo die natuur, bo die wie anders ook al, en in 'n ek, me, myself and I world, het ons gebring waar ons vandag is. En as ons meer kan beweeg na from I-ness na we-ness, from illness na wellness. As ons daardie ons is saam in hierdie ding, ons is een van die spesies hier op aarde, en as ons kan sê maar reg, wat maak my spesie uniek, wat maak my individuele wese uniek, waar in my afgegrensdheid van die mense rondom my. Want ons word uiteindelik soos die 5 mense met wie die meeste tyd spandeer. Jy is nie 'n entiteit nie, jy is 'n proses. Jy is 'n belewenis, jy vind plaas, jy is nie. Ek is nie. En om die wetenskap van die dag,
in te rol in die praktyk van die dag in, glo ek, kan ons help om 'n beter toekoms te skep, 'n beter toekoms te verbeel en dan ook daardie verbeelding prakties te kom maak. Kortom, jy kan vinnig hier kyk, jy ervaar dat jy gelukkig is wanneer jy voel ek is veilig genoeg, ek behoort, my lewe maak saak, ek kan iets doen, ek groei en ek sien 'n toekoms. Dit is my beskrywing as ek al die wetenskap waartoe ek sover toegang het, kom dit na my definisie van gelukkiger wees. En dan hier is die neurobiologiese of neurochemiese of neuroorganiese, wat jy dit wil noem, begronding van wat ek op die tafel sit, dan hiermee saam. So goed. Ek weet nie of nog iemand wil vra het of enige bespreking. Asseblief moet my net nie met beesmestokke uitjaag of teer en veer nie. Ek sal dit waardeer is. Ek kan nie vinnig hardloop, as my oud sien hardloop, want julle weet iets jaag my, stop die ding. Of as my oud sien 'n slaai eet in 'n restaurant, dan weet ek ontvoer en dis 'n teken wat wys, hier's iets fout. Want mens eet by die huis hier slaai. En jy krap nie in 'n ander man se slaai nie. Ek sien jy baie vrae wat jy sal moet antwoord. Ja, nee, is reg. Goed, ek gaan sommer by Molly begin en dan so weer werk. Gerard, twee dinge. Ek kan nie help om die ooreenkoms met Maslow se hiërargies op te tel nie. Ek weet nie of jy net iets miskien daaroor wil sê, of stem jy glad saam met my nie? So met ander jou vraag is, eet jy tomatiesous op die hamburger. Weet jy, ek het bietjie verder as Maslow beweeg, maar weet jy, die van die, en Dion kan dit dalk vir ons meer kom help daar, van die sielkundiges vandag kom sê ook, ek het dit intuïtief aangevoel, ja, daar's waarde in die vlakke uiteindelik, maar wat Maslow nie aanvanklik in dit nie, is die hele kwessie van transcendensie. En dat jy kan selfs, ek meen, julle gaan dan nie regtig glo nie, en ek kan teruggaan na die prentjie toe, van kom sê, help asseblief met my hoed in die hand, ek cut down on death. Ek het nie geld nie, ek het vir 12 jaar het ek nie inkomste verdien nie, ek het nie veiligheid nie, ek het nie sekuriteit in huis en dat begoed nie. Maar in my navigasie, in my prosesse, in my verhoudings, in my vriendskappe, en daardie goed, keer ek Maslow, my persoonlike ervaring, keer Maslow op sy kop. Om te sê, nee, jy kan in enige omstandigheid, dis die optimiste wat nie oorleef nie. Dis die mense wat realisties is, wat die wêreld in die oë kyk, en sê, bak, hier kom probleme, en daai probleme in die oë te kyk, en die proses te stap. So, daar's waarde in Maslow, maar ek dink in die sielkunde en so meer, is daar verskywings plaasgevind het, en dis waarom ek by hierdie punt uitkom, om eerder te kom sê, hier's nie 'n hiërargie nie, dis 'n wisselwerking, dis prosesse wat die heeltyd, so ons het nie 'n primitiewe brein, soogdierbrein, mensbrein nie. Dis 'n brein wat live-wired, neuroplasties, wat prosesse gelyktydig plaasvind. Dis maar hoekom maar dalk is my sê reg en ek verkeerd, ek weet nie. Ek antwoord jou. En dan net die ander ding is, jy konsentreer nogal heelwat op die sintuie. Ja. En ek stem met jou saam dat 5 is heeltemal onvoldoende. En hoekom ek dit sê is, jou gelukkig of jou vlak van gelukkigheid is soos 'n kontinuum. Is jy oor die algemeen gelukkig, dis wat ek bedoel, of is jy oor die algemeen ongelukkig? As jou kar gestamp word nou, dan ja, dis 'n blip, maar jy is nog steeds oor die algemeen gelukkig. So daai een ding wat jy ervaar, gaan nie jou hele aard van gelukkigheid reset na 0 toe. Daar's 'n gemiddelde vlak van gelukkigheid of ongelukkigheid. As al heeltyd as jou sintuie heeltyd vir jou sê, luister, dit is net horrible, dan gaan daai grafiek begin af. Maar dit is 'n langtermyn ding. Dit is nie iets wat onmiddellik net gebeur as jy, soos jy sê, as jy daai noot druk. Dit is so 'n klein blip wat jou 'n bietjie meer gelukkiger maak. Jy laat my dink aan twee goed. Een, jy daarom dan al 'n dame gesien uitstap by daai winkel uit wat lê naalste en alles in 'n hakkas-sak kan nie finaal in die Woolworths sakkie vas en skeer op die Vrydagmiddag 2:50. Jy praat daarvan. Dis 'n feit. En die ander kant daarvan, wat ek probeer
oorbrengs om te sê dis 'n proses en dat geluk is 'n uitvloeisel. Geluk is nie 'n vasvatbare term nie en jy gaan in die hele proses wat plaasvind, die taal wat jy daarin gee. En dan gaan jy ongelukkig alles meet aan jou omskrywing. En daarom moet ons ook ons taal die hele tyd hersien om te sê maar Lisa Veltenberg na wie ek verwys het wat praat waar kom emosies vandaan. Sy kom sê dit mooi, sy sê if you can name it, you can tame it. En toe my dogtertjie klein was, sy wat al voor 34, sy's nou 34. Ek het tot tweekend, sy swat maak volgende jaar klaar met psigiatrie. Maar dan staan sy daar in Boetie, natuurlik Boetie moet sussie kan kwaad maak, dis die hooftaak van 'n Boetie. En dan staan hulle dan dan probeer sy sê wat sy ervaar. Dan sê ek, maak jou maagie so sy sê ja papa, my maagie maak so Nou ek weet nie dalk het sy intussen 'n woord daarvoor kry. Maar as ons die woord gelukkig gaan gebruik om daardie te benoem, mee te beteken, tot uitdrukking te bring, dan is ons iemand van gesê het, ja, jy kan gelukkiger wees, maar jy gaan waarskynlik nie. Want as jy nie jou taal verander nie, as jy nie jou nadenke verander nie, as jy nie jou gedrag verander nie, dan gaan jou brein vashak in die patrone wat was tot op nou toe, en dan gaan jy hinke, pink, aangaan daarmee. So dankie daarvoor, dit is belangrik. Ek het nou gekyk na die Heidelbergse katekismes. Wat is jou enigste hoop? Troos. Troos. Enigste troos, korrek. En lewe en sterk. Okay. En nou lyk dit vir my, jy gaan nie troos op 'n ander plek soek as jy dink daar is net een, die enigste. So dit vat 'n sekere hoeveelheid deursettingsvermoë en wil en waagmoed om op 'n ander plek troos te soek. En soos wat ek nou die dinge beleef is, ek probeer meer inhoud gee of vleis gee aan. Wat se ander troos is daar? Want ek vind party Christene sal maar sê, "Jesus, man, ek sien so uit om met my pa in die hemel te praat en so aan." Maar dan kla hulle so baie oor alles wat hulle hierso sukkel. So hulle sukkel ook om die moeilikhede van hierdie wêreld. Dan gaan hulle 'n groot persent aan die enke om dit te verwerk. En nou goed, net soos gesê, die brein speel 'n groot rol. En die vraag wat ek wil vra is, hoe beleef jy die verskille tussen gelowiges en ongelowiges? En in my ervaring is dit 'n redelike dichotomie. So jy sterk in die een of jy sterk in die ander een. Dit is nogal moeilik om tussenin te beweeg. En baie van die hartseer wat mense miskien beleef, is die verhouding tussen gelowiges en ongelowiges. Hoe moet ek maak dat dit my nie ongelukkig maak? Die twee groot stofsuiers op die mark is Rainbow en Kirby. En albei van hulle sak. Jy kan 'n Kirby verkoop deur heeltyd Rainbow af te maak. Of ek 'n Rainbow verkoop deur al die foute van Kirby te gaan uitsoek. Maar my ontdekking was gewees, vergeet die Rainbow, vergeet die Kirby, wees wie jy is. Om hier te lewe, om nou te lewe, en van tyd tot tyd iets van geluk te ervaar, van ek gelukkig te wees, ervaar is harde werk, is moeilik. En daarin speel hierdie interface, jou wêreldbouer, ons brein bou die hele tyd hierdie nat stuk massa, 3 pond massa wat in my skedel in die donkerte sit. Dis my waar alles van begin, dis van waar my werk begin. En as ek ook wil sê, wat is jou troos in lewe en in sterwe? My enigste troos in lewe en in sterwe, in liggaam en in siel, is dat ek nie aan myself nie, maar aan my kosbare verlosser, Jesus Christus behoort. En wat daarom volg, ek ken dit, maar ek gaan nie nou aanhaal, want dis die fokus van ons gesprek nie. Troos was lank een van die woorde gewees. Vandag is die woord money, ons moet aangaan, ons moet geld maak. Maar die woord waarin ons inbeweeg, wanneer die hele ekonomiese stelsel
gaan collapse en so meer, of wanneer Elon Musk se paradys aanbreek, dat niemand gaan hoef te werk nie, dat ons almal 'n universele basisinkomste gaan hê en ons gaan die geld nodig en so meer. Wanneer dit weer tribes gaan, waar tribes na mekaar gaan kyk en vir mekaar gaan sorg. En dat dit nie gaan oor glo ek of glo ek nie, is daar goede of is ek nie, is daar nie goede nie, maar dat ons aangeskuif het na wie is ek in my verhoudings, want niemand kan op sy eie leef nie. Ek het enorm empatie met elke mens in die wêreld, synde gelowige of ongelowige en so meer. Want geloof of ongeloof gaan oor 'n paar goed, dit gaan oor die data waarmee jy werk. Met watter wêreldbeeld werk ek? Met ander woorde, met watter model, met watter taalregister van wat werklik is, van wat regtig is, van wat ander kant subjektiewe waarneming kan moontlik wees. Want ek kan net subjektief daarmee omgaan. Ek kan net subjektief ken. En dan kan ek sê, maar ek is gemakliker om met Sakkie te praat oor die werklikheid, met Andreas, met Dion, met kies tog met Willem, met enigiemand anderste, om daar te praat, dis my tribe, as wat ek met, ek gaan nie hulle name noem nie, as wat ek daar kan praat, want ons het ten minste in dieselfde rigting begin dink oor wat is. En ons erken ten minste almal, ek weet nie regtig nie. Lisa Veldman-Barrett, na wie ek ook verwys het, sy stel dit, we must remember, dat selfs die beste geformuleerde formule wat ek het, van wat is, navorsing alles, moet ek onthou is my brein se beste raaiskoot. Dat nie een van ons kan ten volle mooi ordentlik vasvat nie, daai nederigheid dan. So, my teenmiddel, my vaksinasie, daarvoor is om te sê, gee aan geloof plek. Ek glo bepaal goed, ek glo in 'n beter toekoms, daarom hoop ek. Ek glo dat wanneer ek in die Kaap gaan kom, gaan ek weer werk kry, ek gaan weer inkomste kan genereer, ek gaan my kinders kan sien, meer gereeld, ek gaan my kleinkind kan sien, ek gaan en dat daarin dit begin hoop, maar daar is 'n koppel geloof daarin. Maar om geloof te kon koppel aan bepaalde inhoude, en onthou nou, dis wat ons altyd moet onthou, ek het dit nou weer besef met Christopher Nolan se Odyssea en Odysseus. Dis 'n ander Odyssea en Odysseus as Homerus is in. Maar is ook anders as ek. Want wanneer ek die storie lees, ek het so 6 verskillende vertalings gaan lees van die Odyssea en een van die Ilias, het ek gaan lees net om weer 'n bietjie in dit in te kom, en met enigiemand wat langs my sit, wat presies dieselfde materiaal kon gelees het, sou tot ander konklusies gekom het. Waarom? Want my interface werk anders. En dis waar die ekologie inkom. Die mense saam met wie ek leef, die mense met wie ek praat, die dinge waar ek dink, die data waarmee ek werk, speel alles 'n rol in daai verwerking. En daarom sê ek, as jy nou 'n kar gaan koop, gaan jy werk met die beste inligting tot jou beskikking, of gaan jy iewers 'n Bybelversie soek of 'n gedagte in die stoïsynse literatuur of in die Odyssea of iewers om vir jou te besef wat 'n kar gaan ek koop, of mediese advies of wat ook al. Jy gaan werk met die beste moontlike data tot die beskikking. En daarin voel ek kan verkeerd wees, ek was al verkeerd, al 3 keer. Nee, meer is dit. Nou is dit 4 keer, want ek moes nie gesê het nie, ek was weer verkeerd om het te sê. Reg. Stop. Miskien my brein werk nie so baie lekker nie. I went for this brain scan, and they said, the problem with you, Gerard, is only very simple, man. You see, your brain has got 2 parts, a left part and a right part. Now, in your left part, there's nothing right. And in your right part, there's nothing left. So ekskuus, jy moet my nooit glo nie, werk dit vir jouself uit. So, my waarneming is dat, wanneer ons werk met 'n religieuse teks of iets werk ons met 'n teks wat ten minste 2000 jaar oud is, wanneer ander mense geskryf is wat gesê het, oi wy, hamakum no ramazee, ma sata, hamakum no ramazee. Wat sal ons sê van al hierdie dinge? Wat 'n verskriklike plek is hier nie, oi wy. Hulle het probeer om sin te gee aan die wêreld. Waarmee het hulle sin gegee aan die wêreld? Waarmee het hulle betekenis gevorm? Met die data tot hulle beskikking. Met hulle eie ervaring.
met die verhoudings waarin hulle geleef het, en hoe hulle die toekoms verbeel het. The future is now imagined by a species, by an animal that does not want to be an animal. Ek wil ek wees. Ek wil Afrikaner wees. Ek wil nie Botma wees nie. Ek, wat ook al wees, ek wil 'n springbok wees, maar ek wil nie Bloubil wees nie. Weet, daai tipe goeters. Dis ons omgangstaal. Maar dis wat ons besig is. Lees. Toe Nietzsche gesê het, God is dood en ons het hom doodgemaak. Wat is vers 17, na vers 16 van Johannes 3 vers 16? Nou het ons probleme, want ons moet dit self uitwerk. En dan gaan ons met mekaar moet saamwerk. En om te lewe sal klaar moeilik, maar om saam met ander mense te lewe, ek dink julle weet wat ek probeer sê. So, jy gaan vir jouself daai goed moet uitwerk. En dis wat Odysseus ook dan uitkom of Nolan se Odysseus, dan raak Athena weg. Dan is die God van wysheid nie meer daar nie, om te sê, ek moet nou self besluit, ek moet nou self gaan doen. Ek kan nie meer die gode die skuld gee nie. Ek kan nie meer my pa, my ma of iemand anders die skuld gee nie. Ek aanvaar nie, ek dink Johannes, wag, maak ek dit weer fout. Ek sal laat, dis kom ek koffie sal dit vertel. Maar ek kan nie, as jy met verouderde data werk, as jy met beperkte data werk, moenie kom sê, die wêreld het ontspoor nie. My nuutste boek is nou beskikbaar. Hy is beskikbaar. Waar daar skryf, dis nie die wêreld wat ontspoor het nie. Dis ons manier van omgaan met die wêreld, wat nie op datum is nie. Ek werk met 'n verouderde GPS. Ek werk met 'n verouderde CPU. Ek werk met 'n verouderde stem van my vrou in my kop wat my sê wat ek moet doen. Dis metafories, julle weet. Alles is metafories. Maar julle is intelligenter as ek. So julle weet wat ek probeer sê. It's up to us. My lewe is my hande. Dis 'n selfmaak projek. Dis 'n selfmaak proses. En dis lekker. Want ja, jy kan gelukkig wees. Sarah, dit is nou lekker om na jou te luister en dankie vir jou persoonlike ervarings wat jy op met ons gedeel het. Ek dink jy het baie interessante perspektief op jou praatjie gee. Ek dink die interessant is jou inbring van die neurologiese aspek. Ek dink, miskien nie so baie dan geraak, maar serotonien. Ja. Het speel 'n groot rol by geluk Ja. in die brein. Yes. En selfs by diere, iets wat ons eintlik in gemeen het met diere is, die feit dat as jou serotonien vlakke in jou brein 'n bietjie laag gaan, jy dan kom jy eintlik by 'n ding soos depressie uit. Ja. Wat 'n baie lae vlak van geluk sekerlik is. Maar ek het eintlik aan iets anders gedink terwyl ek gepraat het, dat ek met jou wil toets. En ek het nie of jy gevolg het die hele debakel rondom professor Jason. Ja, dis sad. Professor Jason Hardy wat selfdood Ja, gepleeg het nadat hy teen die taak gestel is as plagiaat. as 'n akademikus wat plagiaat gepleeg het nie. Maar hy kom eintlik uit die sosiale wetenskappe uit, die opvoedkunde. En dis eintlik waar my vraag vandaan kom. Daar's 'n sekere paradigma in die sosiale wetenskappe wat baie van ons studente wat nou deur die universiteite gaan blootgestel word. Dit is dinge soos intersectionality. Die idee dat daar verskillende maniere is waar ons onderdruk word, weens velkleur, weens geslag, weens agtergrond, klas, en mense ondersoek in detail al die verskillende maniere waarop ons onderdruk word. Daar's dinge soos decoloniality, jy weet. Daar is dinge soos feminism, wat vrouens laat voel hulle moet beter deel hê, en weet hulle moet hierdie klem op kinders kry, en daai tipe van goeders is problematies. En aan die ander kant het jy ouens wat dit weer kritiseer, soos Jordan Peterson wat sê, jy weet, maar nou kom die vrouens by 40 uit en het nie kinders nie, en daar is, hy lyk ongelukkig, maar het 'n helse loopbaan agter. So my vraag is die universiteite en die
sosiale wetenskappe besig om 'n geslag van mense te skep wat glo hulle word op allerlei maniere onderdruk, hulle word op allerlei maniere benadeel, en word daar soveel klem daarop gelê dat die intersectionality, al die verskillende maniere wat jy moontlik en onmoontlik, en al die range, jy weet, as jy hierdie rang is, dan is jy baie meer onderdruk as iemand in hierdie rang is. Hulle besig om 'n kultuur te skep van mense wat nie resilience het nie, wat nie psychological resilience het nie, wat glo word op allerlei maniere onderdruk. En is dit nie dalk 'n groot bron van ongelukkigheid in die westerse, kom moet maar, sal ons sê miskien die westerse wêreld of die westerse opvoedkundige wêreld, is nie besig om 'n probleem te skep in haar opsig nie. Ja. Dis my vraag. Dankie Andreas, baie goeie vraag. Dit het verband met wat Verwykie kom sê het met sy zombies of the 21st century. Hy vergelyk ons met zombies. Ons het bepaalde dinge gedelegeer na ander instellings toe. En Verwykie kom dan in en hy kom sê, waarheen gaan jy vandag vir wysheid? In die ou dae het jy na die kerk toe gegaan en later na die universiteite toe gegaan. Want hulle gaan my leer, hulle gaan vir my goeie data gee. Ek meen vandag kan iemand teologie studeer sonder om 'n BA graad te hê. Hy het nie die classics nodig nie. Ek weet wie van julle het in julle opleiding Odyssea gelees? Ons het Bart Nell gelees en ek het iets gelees van Animal Farm en Lord of the Flies en Boetie kom huis gaan border toe. Nee, wat lees ons waarin dink ons alles, maar wat word vandag aangebied by die kerke, wat word vandag aangebied in universiteite, die tradisionele plekke waarin mense gegaan het, verwys ons meer. Want kinders kom baie vinniger agter, my pa is nie die man wat ek gedink het hy is net geweet het kom met my kind so 8-9 jaar oud, dit het gekom en ek was so dankbaar, nou kan ek ontspan, nou kan ek van mekaar praat as met die mense. Ek hoef nie meer dit as 'n pa te praat nie. Maar kinders glo nie meer hulle ouers nie. Maar toe kom dit ook dat die kerk se losse skroewe het ook gewys, dominees, pastore, alles en so meer, wat gevou het, verskillende standpunte en meer. En mense kom agter, something's cooking, dit werk nie meer nie, ek kan nie vertrou nie. Maar nou gebeur dit ook by universiteite, presies wat jy sê. So ek hoop ons meer akademici wat wil doktorsgraad in opvoeding, opvoedkunde begin doen, om die opvoedkunde en wysheid, opvoedkunde inligting, en hoe hanteer ons hierdie dinge te kan doen, want as ek moet kom met 'n antwoord, gaan ek dadelik kom met my 150 plus breinvooroordele, om die probleem te begin oplos en so en alles. En om net 'n insig daarin waar jy die reste kan kry. So ek dink, dat met 'n baie beter BA strukturering kan kom, om te kan sê, ek hoor wat jy sê, maar ek verskil van jou wat ook al is my gronde. Want ek is nog een van die wat sê, dat die universiteit moet help om te leer, maar hoe redeneer ek? Hoe werk ek met data? Hoe gaan ek met data om? Hoe vind ek data? Maar die waarheid is duur. Die waarheid is baie duur. Die waarheid kos jou ten minste wat, 82.000 rand per jaar, net aan klasgelde vandag, om na universiteit toe te gaan en te gaan die waarheid te probeer kry. Hoe lank vat dit vir 'n ondersoekende joernalis om te gaan die data kry om die regte storie te kry? Hoe lank vat 'n hofproses om by waarheid uit te kom? Dis duur. Fiksie is baie maklik. Ek kan enige storie vertel. Ek kan selfs 'n grappie vertel en later sê, ekskuus, dis net 'n grappie gewees. Dis nie regtig gender-based violence nie. So daai goed is baie makliker. Dit word uitgedeel. Dit word gratis gegee vir mense. Maar wie gaan nou vir Gerrit Bultmann se boekie R250 betaal? Wie is hy? Wat weet hy nou eintlik? So verstaan, se mense gaan nie meer na die akademie toe en na die kerk toe nie, en soms met goeie rede wat jy presies nou mooi verduidelik het. So nou is ons vraag om te sê, hoe los ons dit op? Ek weet nie, maar ons los dit saam op. Dit kom by, ekskuus, laat ek nou nie, ek sal nou daarby kom, maar die medemens, mede-akademikus, medesoeker na waarheid, dit is waarin dit kom. En dat ons alle meer moet meganismes ingebring kry, om daar die een enkele stem wat sê, om dit uitgebalanceerd te kan kry, om by betere oorde uit te kom. So dis maar wat ek basies dink. Andries, ek hoop ek antwoord jy so 'n bietjie, maar dis die goed besorgdheid. Interessant wat Verwykie wel doen. Verwykie is 'n uitgesproke ateïs, glo nie in God nie alles. Maar hy sê mense soek na, en daar kom by antwoord nou in, wat in die verlede gegee is, waarmee hulle betekenis gegee het, waarmee hulle betekenis gevorm het,
na data, na ervarings, na stories, wat kan help my 'n beter storie te vertel, 'n beter toekoms te skep. En in daardie stories is daar nog gode en bonatuurlike wesens en wetboeke en alles wat gehoorsaam moet word. En daarom sê hy dat vir die nabye toekoms is die belangrikste vakgebied teologie, maar nie met kerklike teologie nie. Maar om te kom sê, maar daai ding wat jy nou kom gebruik om meer betekenis te vorm, om meer waarde te gee, om 'n toekoms te skep, om jou lewe na te rig, is verouderde fake news, false news, noem dit wat jy wil doen, hurtful beliefs, ons kan dit daai dinge gaan noem, maar dat ons moet saam gaan soek, wat kom stel ons nou vandag in 2026? Wat kom stel ons in die plek van gode, van rituele, van bloedoffers en so meer? Want wat verwyk en wees vir my is 'n breier, is dit in die regte taal omgedraai. Hy kom sê religio, daai koppel aan wat is wesenlik, daai koppeling aan betekenis, daardie gee van betekenis, hierdie het my waarde, dis waarop ek my lewe wil bou. Daardie oeroue optrede, intuïsie, drang, noem dit wat wil doen, is nog steeds deel van ons menswees, maar ons antwoord dit met 'n verouderde taal. En dan moet ons 'n nuwe taal kry om dit te sê, hoorie meneer, ek weet presies waar, kom ek help jou gou-gou. Weet Juri Leroux wat oorlede is, my gesê, Gerrit, jy kan skryf, maar moenie skryf oor die 40 is nie. Ek moes nie geskryf toe ek 60 geword het, maar anyway. Want jy het 'n stuk volwassenheid wat moet bykom. En er is te veel mense wat regtig, ek lees een boek en dan weet ek alles. Jy weet nie alles nie. Hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, hoe min weet ek. En daarom was my quest, my hero's journey, my Odyssea, vandat ek opgestaan het uit die hospitaalbed uit, nadat ek die kom uit bygebring het in 2021, was om te sê, ek wil graag weet, want ek wil eerder my lewe bou op wat kan ek weet, wat is vas. En ek bedoel, dis wat vir my universiteit toe gaan, en wat kry hulle nou? Politieke ry op die kampus en al die tipe goeders. Presies waarvan jy praat. En om daardie goeders te reg te stel, of om die ander roete te gaan wat party mense entrepreneurs gaan. Kom ons skep virtuele universiteite. Waarom het en iemand sê alreeds 'n virtuele of 'n online kurrikulum gaan ontwikkel nie. Vir mense wat graag in die toekoms gelukkiger wil wees, beter lewensmaat sal wees, beter in my werksplek, hoe koop jy in jou werksplek en daai tipe dinge. Iewers moet daar, wat is op ons kurrikulum? Wat moet daai mense geleer word? Wat leer ek my kleinkind om in 'n post-Zuma Suid-Afrika te leef? Wat leer ek my kleinkind? Of hoe help ek my dogter om my kleinkind geleer te kry om te leef in 'n wêreld wat getramp is? En daardie tipe goeders, nie deur terug te keer na die Bybel toe nie. Nie deur terug te keer na God toe nie. Nie deur terug te keer na enigiets anders toe nie, maar om beter betekenis te kan vorm vir die pad vorentoe. So, hier is my paradigma baie mooi uitgespel. Julle kan later daarna gaan kyk en met my praat. Dis nie my boeke kan bekostig nie, is onbekostigbaar duur vir 'n boemelaar. Maar om by die punt uit te kom, om te weet, ek beteken iets, ek maak saak, ek behoort iewers, ek is deel van, alles 'n klein groepie, alles het net sakkie wat my op my verjaarsdag bel, om te kan aanhou groei, om goed te leef, en om wat dan alles ingepas word onder die woord, om te kan floreer. Nou kom ons gaan terug daarna Johannes Sierlemoen toe. I want to be happy. Vat nou wat jy gehoor het, gedink het, jy ervaringe, dink in jou brein, dink in die drome, dink in die verlede, dink in die toekoms en begin by, ek verbeel my, ek's gelukkig, alles het net vir 'n oomblik en vertrou jouself. Ek hoop jy geniet dit. En
daar gaan nie 'n geleentheid wees vir die opneem van die dankoffers nie. Ek ook. Dan as jou oor laat staan, Leon. Yes, ek is gemaklik. Ek weet jy is mense wat nog graag wil, miskien moet ons, dit is al kwart oor. Ja. Die haltroep, ons kan dit so onder mekaar, ons gaan drink koffie of selfs. Ja, maar die koffie is vir my. Nee, maar iewers moet 'n restaurantjie wees. Ja, maar goed, ons sê vir Gerard, baie dankie.